Groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil vir julle lees uit die boek van Markus, hoofstuk 11, vanaf vers 12. Toe hulle die volgende dag in Betanië af terugkom, het Jesus honger gekry. Hy sien toe op die afstand 'n vyeboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien 'n vy daar kry. Toe hy daar kom, kry hy niks nie, net blare, want dit was nie vye tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer vye eet nie. Sy disippels het dit gehoor. Vers 11 staan daar, toe hulle die volgende môre vroeg by die vyeboom verbygaan, sien hulle dat hy tot in die wortels verdroog is. Gedagte aan wat Jesus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Jesus sê toe vir hulle, julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle. Elkeen wat vir hierdie berg sê, lig op en val op die see, en daarby nie 'n hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. Alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit alreeds ontvang het. Na 'n ander gedeelte wil ek jou herinner dat hy sê, as jy maar net geloof het soos 'n mosterdsaad, dan sal jy ook vir hierdie berg sê om te gaan, en hy sal gaan. En Jesus sê, bly praat hierso van geloof. Geloof in dit wat jy spreek. Geloof in dit wat jy glo in jou hart is, en jy dit sê. So jy het al klaar die oortuiging, dat dit wat jy spreek, het al sal besig om te gebeur. Anders sal jy dit nie spreek nie. Jy het al klaar 'n gedeelte van geloof ontvang, omdat jy besig is om te vra vir dinge wat jy nog nie sien nie. Daarom is daar alreeds geloof. So partykeer twyfel ons of ons regtig geloof het of nie, om die dinge te laat gebeur. So as jy uit jou hart uit, my broer en suster, vra vir iets, of iets spreek, wat Jesus alreeds wil hê dat jy dit moet doen, soos hy geskryf het, dan is dit alreeds 'n teken dat daar geloof is. Anders sou jy dit mos nie gespreek het. Hoe sal jy dan iets praat wat jy nie glo nie? Jesus Christus lewe in jou, en dit wat jy spreek, is 'n spieelbeeld van dit wat hy graag vir jou wil hê. So, die geloof is daar, wanneer jy dit alreeds begin spreek het. Nou kom die geloof verder, om te sê, nadat jy gespreek het, moet jy ook die geloof hê, om te kan wag. Moet jy ook die geduld hê, en glo dat hy is 'n waarmaker van sy woord. So ek het alreeds gespreek, ek glo dat dit wat ek gespreek het, sal ek kry, anders sal ek dit mos nie spreek nie. So wanneer ek dit klaar gespreek het, dan is dit 'n kwessie van geloof. Geloof in wat en in wie? Nie geloof in dit wat jy gespreek het nie, maar geloof in Jesus Christus, dat hy 'n waarmaker is van sy woord. En ek wil jou neem na die gedeelte van Habakuk. Dit is so 'n baie mooi gedeelte. Habakuk 3 vanaf vers 17 staan daar geskryf, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee op die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop, vir die koollieder met snare spel. So waar is my geloof? My geloof is in hom, dat dit wat ek gespreek het, sal bewaarheid word. Maar ek kyk nie na dit wat ek gespreek het nie, maar ek kyk na hom, wat die waarmaker is
van dit wat ek gevra het. Dat hy die een is wat het gaan bewerkstellig. Dat hy die een is wat die genesing sal bring. Dat hy die een is wat die finansies gaan voorsien. Nie na die produk self waarvan ek gepraat het nie, of dit wat ek geroep het en voor gebid het nie. Nee, maar na die een wat die waarmaker is. Jesus het ook vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes gesê, ek is die Vader, sonder die Vader kan ek niks doen nie. En dit wat ek doen, is 'n spieelbeeld van wat die Vader vir my laat doen. So die wyn verander, die genesings, ons is so gefokus op die daad, dat ons vergeet, wie is die waarmaker? Wie is die een wat hierdie goed laat gebeur? En dat ons geloof nie moet wees in dit wat ek gespreek het, en nou wag ek spesifiek vir dit nie, nee, maar ek wag vir Christus, en my geloof is in hom, dat hy dit gaan doen, dat hy dit gaan bewerkstellig, dat hy gaan die opdragte gee aan die engele, om hierdie dinge te laat gebeur in my lewe. So ek wil jou terugbring na die basiese grondslag toe, en dit is Jesus, en dat hy die waarmaker is van die woord. Hierdie woord, alles gaan oor hom, en niks, niemand anders nie, maar gaan oor Christus. Hy is die grondslag, hy is die een waarom ons glo, hy is die een waarom ons lewe, niks en niemand anders nie. So ons geloof is in hom, dat hy dit gaan doen vir ons. So bou jou geloof, my broer en my suster, bou jou geloof, dan al kan jy vir 'n speld vra, tot en met 'n huis, tot en met 'n kar, kan jy vra, want jou geloof moet in hom wees, dat hy die waarmaker is, dat die Vader in die hemel jou werklik geroep het om sy kind te wees, dat hy die een is wat gaan maak, dat jy op strate van goud gaan loop, en dit is net deur hom, dat jy ook in die hemel sal kom, want sonder geloof, behaag jy nie vir God nie. Glo dan in hom. As jy glo jy gaan die hemel toe, hoekom kan jy nie glo dat hy die finansies gaan voorsien nie? As jy glo dat hy jou gered het en jou sondes vergewe het, hoekom kan jy ook dan nie glo dat hy die een is wat die huis sal voorsien wat jy nodig het, of die betaling van die huis waarvoor jy gevra het nie? Glo in hom. Hy is die een. En ek wil vir jou sê vandag, dat ek glo ook, dat daar genesing is, en herstel is, in jou lewe. Dit wat jy so broodnodig het vandag. Ek spreek dit, in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Genesing oor jou lewe, genesing oor jou verhoudings, genesing oor jou finansies, genesing oor jou omstandighede, genesing, en dat hy ook die voorsiener sal wees, van alles, wat jy nodig het. Soos Job gesê het, al het ek alles verloor, al sit ek op die ashoop, nog nie sal ek my geloof in die Vader laat gaan nie. En Job het weer teruggekry, veelvuldig teruggekry. Glo my broer en my suster, moenie ophou glo nie. Jesus, ek bid vandag vir hulle wat hierna kyk, dat U die waarmaker is van U woord, en dankie daarvoor. Mag hierdie woord wat ons gespreek het vandag, vrug dra in Jesus se naam, en ons gee vir U al die eer. Amen. Wees geseënd. Weet dat jy is 'n kind van die Here wanneer jy Jesus aangeneem het as jou saligmaker en verlosser. Nie omdat jy kerk toe gaan nie, maar omdat jy 'n ware, weergebore kind van die Here is. Om aangeneem met jou lewe verander het en saam met hom stap. Glo in hom, neem hom aan. Hy is die waarmaker van sy woord. In Jesus naam, wees geseënd. Amen.